Wat 'n voorreg om vanaand oor die geskenk van God vir jou te praat. Dis wonderlik om in die huis van die Here te wees. Stem jy met jou saam? Amen, amen. Nou ek gaan praat met u vanaand. Baie mense gaan dink dit gaan 4 vonke wees wat gaan spat. Dit gaan nie so wees nie. Sien die woord van die Here sê, hy kom by Dawid en hy sê as jy dink ek gaan in die vuur wees in die berg. As jy gedink het ek gaan in die rukwind kom. Maar as jy die geritsel in die boomtoppe hoor, dan moet jy weet, ek is daar. Toe God met Adam en Eva kom praat het, het hy gekom in die sagtheid van die aandwind. Amen. In the softness of the evening breeze. Nou, 'n breeze is nie die wind wat ons in die storm ontvang het nie. 'n breeze is soft. En ek glo dit is wat die Here vanaand hierdeur gaan stuur. God hierdeur gaan stuur. Vanoggend toe ek in my kombuis inkom om vir my ontbyt te maak, toe sê die Here, die Heilige Gees sê vir my, don't preach, just demonstrate. Just demonstrate my word. En dit is wat ek vanaand gaan doen. Ek gaan net gehoorsaam wees aan dit wat die Here vanaand vir my vanoggend vir my gesê het. Kom ons lees uit 1 Petrus hoofstuk 4. Nou ek het dit gaan haal uit die direkte Griekse vertaling, soos wat dit direk uit Grieks oorvertaal is in Afrikaans. En dit lees as volg: soos wat elkeen 'n geskenk, nou as jy die woord geskenk in die Grieks gaan vat, dan beteken dit charisma, ontvang het, moet julle mekaar van diens wees, as goeie bestuurders, as good stewards, van die veelsoortige genade. Nou as ek die woord genade vat, dan sien ek dit die genade in die Grieks is charisma. Dit wil sê, dis die geskenk, die veelsoortige geskenk van God. As ons gaan sien in Grieks, charisma in Grieks is afgelei van die stamwoord charis, wat genade beteken, en as ons dit opbreek daar, dan beteken dit guns of vrye geskenk. Dit is wat dit beteken. Nou vanaand se boodskap se ondertoon is uit 1 Korintiërs 12, waar Paulus kom en hy aan ons die veelsoortige genade van God aan ons bekend maak. En dit is wat die Here vir ons wil sê. Kan ek gou vra, wie hou van geskenke? Ja, ons almal hou van geskenke. Ons sien uit na geskenke, as dit verjaarsdag is, as dit moedersdag is, as dit vadersdag is, daar's net die kindersdag nie, nee. Dis Kersfees. Dis Kersfees. Ons is nou ongelukkig, kan gee ons nou nie geskenke by jeugdag nie. Maar Vadersdag, Moedersdag en dan Kersfees. Ons hou van geskenke. Dit maak ons bly. Dit sê vir ons, iemand waardeer ons. Iemand let my op. Dis wat ons dan sê. Maar wanneer ons by die geestelike aspek kom, skielik weet ons nie wat om te maak. Dan sit ek met daai geskenk in my hand. En dan staan ek daar. En ek weet nie wat om nou met daai geskenk aan te vang nie. I don't know what to do. Ek soek
baie vinnig. 5 mense, 5 persone, baie vinnig. 5 people quick, baie vinnig. 5 mense, baie vinnig. Baie dankie. Ons het 3 op die verhoog. Ons bekeer nog 1, daar's 4. Beautiful. Nou hierdie Pastor Nolls, kan ons net die ander mikrofoon ook kry asseblief? As daar sê Harold, ek waardeer jou. Jy kan nie die mikrofoon vir hulle gee en dan kan jy na my toe kom. Kom net na my toe. Wees gehoorsaam. Jy sal verstaan wat ek nou met jou gaan maak. Dankie Harold. God said demonstrate the word. Harold, hier is 5 geskenke. Ek wil hê jy moet hierdie 5 geskenke aan hierdie mense uitdeel, asseblief. No, don't look. You can give it to them. Ek wil hê jy moet almal al 5 vat. Daar sê. Dankie Harold. Beautiful. I'm so glad. Baie dankie Harold. Dankie Harold, die laaste een. En dan kan Harold maar gaan sit. 5 mense, 5 geskenke. Elke geskenk het 'n oorsprong, of al die geskenke het 'n oorsprong. Waar kom die geskenke vandaan? Van Harold af. Van Harold af. By wie het Harold die geskenke gekry? By u. Baie dankie. Geskenke kom van Harold af. Harold het dit gegee. Jy's so in die woord. Jy is so in die woord. Harold het die geskenk vir julle gegee, maar Harold het die geskenk by my gekry. Picture this. God gives a gift by way of the Holy Spirit. God, die oorsprong van die geskenk. Want Jesus het in Johannes 14 gesê, dis voordeliger vir julle dat ek weggaan, maar ek sal die Vader bid, om julle 'n ander trooster, 'n ander geskenk te gee. Naamlik die Heilige Gees. So that's the origin. Maar hoekom sit julle vanaand op die verhoog? Hierdie mikrofoon, ons spreek saam. Ons is uitgenooi. Ons is uitgenooi. Picture this. When did you receive the Holy Spirit? When there was an invitation, daar was 'n uitnodiging, die woord het jou as het ware oortuig van jou sonde, ongeregtigheid en 'n oordeel. And when the Holy Spirit convicted you, you came to the front. Daar was 'n uitnodiging en Johannes 1 vers 12 sê, en aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Elkeen wat in sy naam glo. Johannes 20 vers 21 en 22 sê, Jesus sê vir hulle, and this is the origin of the Holy Spirit. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees.
So the gift of God, die geskenk van God af, deur die Heilige Gees, het deur Jesus gekom, deurdat hy oor hulle geblaas het, en gesê het, ontvang. En nou het ons die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees ontvang. Maar, almal van julle het nie dieselfde geskenk ontvang nie. Maar alles werk deur een en dieselfde held. Hoor jy wat ek vir jy sê? Wie het die geskenke oorhandig? Herald. Het iemand anders jou geskenk oorhandig? Wie was dit? Let's look at the picture. It was the Holy Spirit. En wat sê as Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, en aan almal van hulle was gegee volgens soos wat die Heilige Gees wil. Nie soos wat Harold of Pastor Nons of enige apostel of enige mens wat vir jou hande oplê soos wat hy wil nie. Nee, dit is gegee soos wat die Heilige Gees wil. Inherently, you have the gift of God inside of you. The day that you came to repentance, you received the gift. Die veelsoortige gawes. En nou wil ek hê, julle moet julle geskenke uithaal. It's time to open your present. Ek gaan een persoon vra, hoe voel jy oor jou geskenkie? Ek voel goed met my geskenk. Jy voel goed met jou geskenk. Iemand se gesig lyk nie te lekker nie. Jy voel soos 'n topper. Petrus 4 vers 10 sê, veelsoortige gawes. Niemand het dieselfde gekry nie, maar dit is deur een en dieselfde Gees. Wanneer ons kyk na 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10, dan beeld Paulus daar verskillende gawes uit, as die gawes van openbaring, dis woord van wysheid, woord van kennis, onderskeiding van geeste. Geloof is die gawes van kragte, geloof, gawes van gesondmaking, wonderwerke, en die verbale gawes is profesie, tale en uitleg van tale. Nou vanaand het ek nie al die tyd om vir u alles daai te verduidelik. Aan die einde van die diens sal ons iets op die skerm flits, waar u kan gaan om die hele storie te hê. Maar verskillende gawes is aan ons as die kerk van Jesus Christus gegee, om wat te maak? Om wat te maak? God gave gifts to the church. For what purpose? Sodat ons die gawes kan gebruik vir sy koninkryk. Sodat ons die gawes kan gebruik vir sy koninkryk. Met ander woorde, soos wat 1 Petrus 4 vers 10 sê, dat ons moet mekaar daarmee dien. You see, sometimes people use these gifts in order to break people down. Want ek het nou 'n woord van wysheid gekry. En ek gaan nou vir Pastor Nons nou met my woord van wysheid gaan ek nou vir hom sê hoe dat hy rotsgemeente moet bestuur.
But that is not the purpose that the gift was given. It was given in order to encourage him, in order to build up the body of Christ. Sometimes abuse ons hierdie gawes. En dan kry en inligting van 2-3 partye af in die straat van Harold. En dan kom ek hier en ek wil nou die gawe van die woord van kennis wil ek nou gebruik, of ek kom met iemand praat in tale en dan lê ek dit uit, maar dit is eintlik vir Harold bedoel. En ek breek vir Harold stompies af. En hy loop uit by die deur. En hy kom nooit weer terug hier nie. Because we didn't use the gift as for the purpose that God has given it. It's there to edify the body of Christ. It's there to build us up, not to break us down. As ons terug gaan na die ou tyd, so 'n bietjie terug gaan na die ou tyd ek het op een stadium met ek gesê, buitekant lê baie geestelike wrakke, wat hier in die kerk, deur hierdie gawes, wat mense verkeerdelik gebruik het, uitgejaag, en hulle lê hulle langs die pad, en jy kry hulle nie weer terug in die diens nie. But we need to take cognizance of that fact. Ek wil vanaand sê, moenie jou gawe onderskat nie. My suster het nou nie so glamorous gekry nie. Sy het gesê, sy voel verfrissend. Wat vir my sê, sy onderskat nie haar gawe nie. Sy waardeer dit, want sy kan baie lank daaraan herkou, en it's sugar-free. It's wintergreen, and it will last forever. Ons kry in Exodus 17 kry ons 'n scenario waar ons 'n paar rolspelers kry. Ons kry vir Moses, ons kry vir Joshua, en dan kry ons vir Aaron en vir Hur. En die Israeliete is besig in 'n geveg met die Amalekiete. En die Here het vir Moses gesê dat as jy jou staf en jou arms omhoog hou, sal daar wen wees vir die kinders van Israel. En as Moses se arms gesak het, dan het hulle verloor. Aaron en Hur het 'n klip gekry vir Moses om op te sit, want hy was oud, hy kan nie meer so lank staan nie. En dan het hulle aan elke kant van sy linker en sy regterhand, het hulle sy arms omhoog gehou. Hulle was nie in die geveg nie. Joshua was. Hulle was ook nie die leier nie. Moses was. Vir hulle was dit amper asof their gift was insignificant, but yet powerful. Because of them, it can be lifted high. Hoe gebruik ons gawes? Die geskenk wat God aan ons gegee het, is dit om die leiers se arms omhoog te hou, of loop ons weg sodat hulle arms kan val, en dan het ons 'n verloor. Sê ons that we are still full fresh of the Holy Spirit. Sê ons dat wanneer ek hier instap, is ek 'n fris briesie. Sê ek, wanneer ek hier instap of wanneer ek uitstap, verteenwoordig ek rotsgemeente en God almagtig, en wanneer ek by my werk instap, is ek soos hierdie kougom, dat wanneer ek met iemand praat, is daar 'n welrekende reuk wat hulle kry, nie stink asem nie.
Daardie stinkasem is die asem van skinder. Daardie stinkasem is die asem van agteraf praat. Maar wanneer ek hierdie verfrissende kougom deur die Heilige Gees en ek praat met mense, dan kry hulle die reuk en die klank van God. Omdat die geskenk van God is in my. Moenie jou geskenk onderskat nie. Ek vra vir jou vanaand, wat het jy in jou hand? Former Chief Justice Mogoeng said this one day, that he was asked, but why you are a Chief Justice? Why do you stand at the door and greet people? Don't you think you must have a front seat in the church? He said, you know, when I work for God, nothing is too minute for me to do. I am not Chief Justice. I am a servant of God. Even if I stand by the door, I am the best greeter that you can find, because when I do it, I don't do it for the church or for the pastor, but I do it because God has called me to be a greeter. Ek ag nie my gawe gering, al is ek net iemand wat by die deur staan om te groet. Wanneer ek praktiese teologie aanbied vir studente, dan sê ek hierdie volgende woorde: jy kan iemand by die deur wen of jy kan hom verloor. Nog voordat enige woord gepreek is. Pastor Nols was nou die dag by my, hy vra vir my, is ek nog gelukkig by Rotsgemeente? I told him, ek het hom in sy oë gekyk, toe sê ek vir hom, ek is op die beste plek waar ek is in my lewe. Do you know why? Do you know why? Because of you. Because of your hospitality. It's the way you accepted me, the way you greeted me, the way you respected me, the way people come to the door and hug me, the way Gwen received me. That's the reason why I'm here. That's the reason I came one day and I stayed. I'm still here. And here you will take me out. Because the gift of God is inside of me. My vraag is, wat het jy in die hand? Ek wil vir u sê, kom laat die gawe weer vlam vat. 2 Timoteus 1:6 sê, daarom herinner ek jou daaraan om weer, dit was aan die brand. Jy het jou gawe gebruik. Maar Paulus kom en hy skryf aan Timoteus, hy sê, ek herinner jou om weer die gawe, die geskenk van God te laat ontvlam. Ontvlam aanblaas, sê die Grieks. Dit lei as volg. Dis lewe. Anna beteken weer opnuut. Zeus, lewe. Per beteken vier. Om weer lewe te gee aan iets wat in jou binneste gestalte het. I want to ask you, your gift that God has given you, is it dormant or is it alive? Let dit stil. Word dit gebruik. For 33 years out of the 35 years that I spent at Parliament, I used my gift. 3 years of the 35 years plus, I was like Abram, who wrestled with God for where he brought me. And God said, be still.
I will show you. And when God showed me, the rest is history. Because every single day that I spent there, I used my gift. I never separated my pulpit from my office. My office was my pulpit. I had to use my gift because there was people. Die AGS se lese is waar daar mense is, maar die AGS wees. Where there is people, the gift of God needs to operate. Where there is a person, the gift of God needs to flow through you. It must be visible. En ek wil vir u sê, jy sit vanaand 3 tipes mense. Mense wat moet bid vir die openbaarmaking van God se gawe. Mense wat moet bid vir die vrymoedigheid om jou gawe te gebruik. En dan is hier mense in hierdie vergadering vanaand wat moet bid om in lyn met God se plan en doel te kom vir hulle lewe.